Pragtige zonstralen, donkerblauw waters, diep gevoelens, te midden van die magie van water en sand. Jou karakter en vertolking was eenvoudig, jy. Die mooiste aspek van jou uitbeelding was hoe soet en wild jy was, en nie 'n meermin wou wees as gevolg van ewiese verlysende lewe nie. Sy was 'n student en 'n werker met geen tyd afleidings nie, en toe die geleentheid om 'n meermin te word ontstaan het, was dit so oorweldigend dat sy besluit het om weg te hardloop en nie aan meermin sterf wou hê nie. Maar soos die ure verbygegaan het, het sy besef dat die gode en Mako haar gekies het, en dit was vir 'n rede. Die lewe het haar 'n manier gegee om beide meermin en Evie op dieselfde tyd te kies. Sy het nooit voorgegee dat jy iemand anders is nie, maar was altyd eerlik en loyaal. As 'n meermin het jou lewe drasties verander en jy moes 'n bietjie lieg. Beide vir jou baie vir die samelewing, en natuurlik as hulle gewillig lyk as 'n meermin. So hulle jou vir eksperimente gebruik het en jou in aquariums gehou het. Nog 'n pragtige detail was dat jy beide die meermin en Evie kon aanvaar. Dit was aanvanklik moeilik, maar jy het dit reg gekry en albei omhels. Van al jou projekte sou ek sê hierdie een het jou vir altyd gemerk. Dit was Mako die meerminne, 'n projek waar jy werklik jouself as jy het vrygevoel deur die reeks en elke episode is gemaak bloed. Omdat 'n liefde en vertroue als jare het verbygegaan. Die mooiste ding is dat julle van na volwassenes gegaan het, en alles julle volwassenes het julle binne nie opgehou om kinders en tieners te wees nie, ten spyte van al die teenspoed wat julle in die lewe tegengekom het. Julle het 'n pragtige gesin, en ek glo julle steeds in Australië. Julle is pragtig van binne en buite. Jou seun is pragtig, net soos jy en jou man. Jou baba het julle intens oë geërf, 'n mengsel van julle albei. Hulle het albei essensies binne hulle. Wanneer jy jou pad verloor, onthou, Evie, sy sal jou help om krag. Nie inspirasie kan vind om die persoon te wees wat jy in die heden en toekoms wil wees. Jy hou ook soms jou gevoelens terug. Jy is geheimsinnig en 'n seun van jou mooiste sjaal. Onder die vele wat jy besit, jy is briljant en laat nooit toe dat iemand jou lig verdof nie. Ek is bly dat verskeie van julle nog in Australië. Australië is pragtig, unieke, magies. Ek hoop julle het 'n magiese lewe vol vreugde en gesondheid. En dat elke mens 'n begeerte wat julle het verwoord. Ek hoop ook julle sterf. In elk geval, ek hoop hulle laat Mako nie sterf nie. Dis meer as net 'n program. Dit lyk asof dit eg is. Dis 'n baie pragtige reeks, vol lesse in alle aspekte van die lewe. Beide menslik en waterlik. Moet nooit ophou om in jouself te glo nie, en moenie Evie vergeet nie. Sy sal jou die krag gee, net soos jou seun en familie, om voort te gaan in die rigting wat jy wil gaan. Wees altyd jouself sonder om toestemming te vra. Sy sal jou na die regte pad lei. Totsiens, Sokso.